Goeiedag aan almal. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Ek hoop julle sit almal daar by die huise baie lekker saam en dit is vir julle lekker om vanoggend hier saam met 'n klomp ander mense ook by ons dienste kan inskakel. Julle het ons afkondigings gesien, maar belangrik dat ek net een afkondiging uitlig en dit is dat ons onlangs nog 'n predikant na Stellenberg toe beroep het. Dit is Dominee Johan Visser. En hy gaan in die plek kom eers volgende jaar, in Februarie 2022, van Dominee Kali Versaghi. So ons het dit vir 2 weke afgekondig, en daarna sal 'n beroepingsbrief na hom toe uitgestuur word. En as julle meer inligting daaroor verlang, is julle baie welkom vir myself te skakel, of na ons bulletin te kan kyk. Daar is ook 'n bietjie ekstra inligting wat julle daar kan kry. Toe ek in graad 1 was, kan ek baie goed onthou, hoe ons klasjuffrou elke maandagoggend, voor ons met skool begin het, ons op die mat laat sit het in die klas. En dan het elke kind 'n geleentheid gekry om jou storie of jou nuus van die week te vertel. Enigiets wat sommer die week gebeur het, dinge wat jy gesien het of gehoor het, nuus wat jou bly gemaak het en hartseer gemaak het, en elkeen het 'n kans gekry. En ek kan onthou dat dit vir my baie lekker was om dit te vertel, want skielik het ek so net 'n klomp kinders gehad wat na my geluister het, en ek kon ook na ander mense se stories geluister het. Dit is lekker om dit met mekaar te kan deel, want ons weet daarvan, en as ons daarvan weet, kan ons iets aan mekaar se stories doen. So toe het ek gewonder, watter nuus het jy dalk, wat jy in hierdie tyd wil deel? Wat is die dinge wat in hierdie tyd, in hierdie afgelope naweek of dan week in jou lewe gebeur het, wat gemaak het dat jy gedink het oor goeie, gemaak het dat jy bly is oor goeie, of gemaak het dat jy hartseer is oor goeie? Wat is jou storie? En dis so belangrik vandag, dat ons stories vir mekaar kan vertel, en mekaar herinner, dat hoe ook al ons stories lyk, dat die Here in ons stories by ons is. En vandag gaan ons diens daaroor gaan. Dis vir ons baie keer moeilik om te verstaan hoe die Here deel is van ons stories. Maar hy is elke dag daar. En vanoggend praat die Here met ons, hoe kan ons leef met ons stories, terwyl ons 'n klomp goed dikwels nie kan verstaan wat met ons gebeur nie. En ek hoop dat jy sal hoor vanoggend hoe die Here ook met jou en met die mense vir wie jy lief is, vandag met julle daaroor praat. Kom ons bid saam. O Here, U weet presies nou wat in my hart aangaan. U weet presies, Here, wat ek dink. U weet wat my bekommerd maak en my bly maak. Waarvoor ek uitsien, waarvoor ek opsien. En ons wil nou kom vra, Here, dat U so in ons lewens inklim, in ons stories inklim, en dat ons vanoggend dit weer sal weet, dat U nie maar net 'n Here is, wat daar ver bo iewers in die hemel sit, en op ons neerkyk, maar dat U by ons is. Dat U naby is, dat U vir ons lief is. En dankie dat ons sommer nou vanoggend kan kom asemhaal en alles wat nou op ons harte is vir U kan kom gee. Kom help ons, Here, met die dinge wat ons onrustig maak. Dankie vir die Here, vir die dinge wat ons bly maak en dat ons dit kan vier. Dankie dat U ons vanoggend kom asem gee, dat U ons nie los nie, dat U vir ons help en dat U vir ons wys. En help ons vanoggend juis, Here, wanneer ons hierdie dinge nie kan sien in ons lewe nie, om dit te kan glo en weer te kan weet, Here, dat hierdie tyd waarin ons leef, ook 'n tyd is wat U ons nie gelos het nie, maar 'n tyd is waar U ons soos klei weer vorm, en waar U vir ons weer krag en energie gee, om nuwe dinge in ons lewe te kan aanpak, en ook aan te gaan met die ou dinge daarin. Dankie dat ons hierdie dinge vandag van U kan vra. Amen. So ek wil gou iets met julle deel van my eie storie, hoe my week
hierdie maandag begin het. Maar nou moet julle my eers net gou 'n kans kry, want ek moet iets aantrek. Goed julle, dit is hoe my week maandagoggend begin het. Ek het verlof gehad en ek moes 'n klomp goed op die rekenaar doen. So ek het vroeg die oggend opgestaan en verskriklik koud gekry. En toe hierdie lekker warm mis oor my ore getrek om die koue te probeer beklei en hierdie lekker warm baadjie en my geheime wapen was hierdie lekker kombersie wat jy so vir die vliesie kombersie wat jy so oor jou bene trek, dan is dit so lekker warm. Miskien was dit ook deel van jou storie. Het jy hierdie week koud gekry? Oh, ja, ek is seker, verskriklik koud. En het jy ook probeer warm maak deur 'n mis aan te trek of 'n kombers te kry of miskien 'n lekker vuur te kan maak? Is dit vir jou ook glad nie lekker om koud te kan kry nie? Het jy dalk soos ek gewens, dit was weer somer, lekker warm, as in die swembad kan spring en jy die son so op jou vel kan voel. En julle, toe dit so koud raak hierdie week, juis hierdie week waarin daar 'n klomp dinge in ons lewens en ons wêreld gebeur het, het die koue my aan iets laat dink. Wat ek graag met julle uit die Bybel wil deel, maar gee my ook eers tyd net weer om van hierdie warm klere ontslae te raak. Goed, die koue het my hierdie week aan iets laat dink. Almal van ons het koud gekry, waar ook al jy is, het jy koud gekry, want dit is winter. En almal van ons het probeer om die koue te beklei, deur, soos ek gesê het, deur warm klere aan te trek. Het julle 'n lekker vuurtjie dalk iewers gemaak, het julle 'n kaggel, of miskien het julle 'n vleisie gebraai, en die vuur so om die vuur gaan staan, lekker om die vuur. Miskien het julle 'n lekker verwarmer wat julle aangesit het, of miskien, dis ook my gunsteling, het jy so 'n diertjie in die huis, 'n hondjie of 'n katjie, agter wie jy kan lê, alles so lekker warm in die bed, nê? Nee, om so 'n bietjie te beklei teen die kouete van die winter. Maar weet julle, toe ek daaraan dink, geen nie om wat ons doen nie. Hoe groot ons vure ook al is, of hoe warm ons verwarmer stel, of hoeveel laag klere ons aantrek, kan ons niks verander aan dat dit winter is nie. Geen vure wat ons maak, gaan maak dat ons die seisoen in 'n dag kan verander nie. En die rede is, hoekom ons dit nie kan verander nie, en dis nou 'n wetenskaplike rede, is omdat daar groter kragte en magte om ons werk, wat besig is om die seisoene te kan draai, en verskillende seisoene te kan bring. Julle ken al iets daarvan. Julle weet van die groot krag en mag wat die aarde laat draai. Dis nie iets wat ons kan doen nie, ons kan nie die aarde laat draai nie, jy sit maar net op die aarde en hy draai. En die groot krag en mag wat maak dat die aarde om die son kan beweeg. Ons kan dit nie doen nie, ons is maar net deel van hierdie groot krag en mag wat dit doen. En die kragte en magte wat maak dat die reën so hard uitval. Het jy het gesien daar op die swembad partykeer of buite hoe die water spat? Of miskien het jy 'n bietjie gaan sneeu kyk, hoe die sneeu val. En hoe op ander plekke in die wêreld skielik 'n ander seisoen is, daar blomme weer blom. Goed wat gebeur. En ek het net besef, daar is so 'n klomp geheimenisse, kragte wat werk in hierdie groot skepping waarvan ons iets 'n bietjie weet. Ons weet iets 'n bietjie van seisoene, maar daar is so 'n klomp goed van hierdie groot kragte en magte wat werk, wat ek en jy nie altyd verstaan nie. So, toe het ek gedink, hoe kan 'n mens nou maak met hierdie koue, as dit nou maar net daar is, en jy kan dit nie verander deur 'n vuur wat jy maak, of deur dit te verander deur klere aan te trek nie, dit bly nog steeds winter. En toe dink ek, een van die twee goed wat jy kan doen, die eerste is, jy kan geduldig wag. Nou waarop moet jy wag? Geduldig wag, want wat kom? Die lente en die somer kom. En ek weet, miskien is julle nou al besig, terwyl dit nou besig om te sneeu en te reën en koud is, om planne te maak om die Namakolandse blomme binne die volgende maand te gaan kyk. Ek dink, dis nog glad nie daar nie, maar jy weet, verseker dit gaan kom. En niks wat mense kan doen, of wat in die nuus kan gebeur, kan maak, dat dit nie gaan gebeur nie.
Niks kan die seisoene verander nie. Geen magte of kragte wat ons het nie. Dis 'n groot krag of mag wat om ons werk. En die tweede ding wat ons kan doen, dan moet ons eintlik mos ook nie die winter wegwens nie. En dan kom ons agter dat die kouete wat jy so inasem en jou partykeer so slaan, partykeer net so lekker en net so kosbaar is soos die warm somerdae. En weet julle, hierdie koue week en net 'n klomp dinge wat so in ons lewens, in ons stories en in ons land se storie gebeur het my laat dink weer aan die Here se groot krag en mag en sy liefde en omgee waarin ons aan glo en waarin ons vashou. En dit het my laat dink aan hoe presies dit werk as ons dit nie altyd om ons kan sien dit gebeur nie. Of as ons nie dinge kan verstaan hoekom dit met ons gebeur nie. Want ek kan dink dat daar dinge in die afgelope tyd in jou lewe gebeur het wat jy ook nie kan verstaan nie. Hoekom doen die Here dit nie? So, toe het ek gedink om met julle Job se storie te deel. En ek gaan vir julle 'n gedeeltjie uit Job lees. Nou Job was ook vasgevang in 'n kouete in sy lewe. Klomp dinge het verkeerd geloop en skeef geloop en hy kon dit nie verstaan nie. Dit het nie vir hom sin gemaak nie. En dan gaan hy met sy vrae en hy vra vir die Here, Here, waarom het dit gebeur? Hoekom het dit gebeur? Hoe werk dit? En dan hoop hy dat die Here vir hom 'n antwoord daarop kan gee. En toe antwoord die Here vir hom. En hoor wat sê die Here vir hom. En ek gaan vir ons so 'n paar gedeeltetjies net uit Job 38 lees en dan daarna uit Job 40 uit. Job 38. Toe het die Here vir Job aangespreek uit die stormwind uit. Waar was jy toe ek die aarde se fondamente gelê het? Wie het die see opgedam toe hy begin uitborrel het? Ek het hom met wolke bedek. Ek het hom met donkerte toegemaak. Ek het vir hom gesê, tot hier toe mag jy kom en nie verder nie. Hier is die grens van jou magtige golwe. En dan vra hy vir Job, was jy by die plek waar die sneeu geberre word? Waar die haal vandaan kom? So met ander woorde, die Here vra hom 'n klomp groot vrae wat in die skepping gebeur. En sê Job, weet jy hierdie dinge? En dan sê Job, hy weet nie eintlik hoe dit werk nie. En dan gaan die Here voort en dan is daar eintlik 'n baie snaakse gedeeltetjie. Hier in Job 40, het gaan oor 'n krokodil. En hoor wat vra die Here vir hom. Sê vir hom, Job, weet jy hoe werk die skepping? Hoofstuk 40 vers 20. Kan jy 'n krokodil met 'n hoek vang of hom 'n tou om die bek sit? Wat dink julle is die antwoord daar? Nee, mens kan dit mos nie doen nie. Hoor wat sê die Here verder. Kan jy 'n lyn deur sy neus trek of sy kakebeen met 'n hoek vastrek? Sal hy jou soebat om genade of by jou mooi praat? Nee, 'n krokodil is nie soos 'n hondjie nie, nê? Dis 'n wrede dier. En dan sê hy vir Job, pak hom gerus met jou kaal hande, dis nou die krokodil. Jy sal die geveg onthou. Jy sal nie weer probeer nie. Jy sal die slegste daarvan afkom. En nadat die Here vir Job al hierdie dinge sê, dan vra die Here vir hom, wil jy nog teen my stand hou? Wil jy nog aan my eise stel dat ek iets aan jou verskuldig is? Jy moet onthou, Job, alles op die aarde behoort aan my en ek het alles gemaak. En dan, arme Job, is dan so oorweldig daardeur, dat hy dan in die laaste gedeelte vir die Here sê, hy sê, ag Here, ek het so 'n klomp vrae gevra, maar nou weet ek, dat U tot alles in staat is, hier hoofstuk 42, en dat U alles kan uitvoer wat U besluit het. Wie is dit wat U bedoelinge wou dwarsboom, sonder dat hy insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat, wat ek nie begryp het nie. En dan sê hy net, Here, U wonderlike mag oor alles is te groot vir my. En dan eindig die verhaal waar Job sê, nou sal ek maar eerder net stil bly. En nie stil bly en ongelukkig bly nie, stil bly en gelukkig wees, want ek weet, Here, ek is deel van hierdie groter skepping vir wie U omgee. Job leer ons twee belangrike dinge, en dan wil ek kom na ons stories weer vandag toe. Hy leer ons eerstens, dat ons moet onthou,
dat hierdie die Here is wat mag oor alles het. En dat ons moet leer om soos Job ook geduldig op hom te vertrou. Om te kan weet dat dinge wat ook om ons gebeur, al verstaan ons dit nie uit die Here se hand uit is nie. En dat hy nie een kan staan en nie weet wat om te doen nie, dat hy weet wat om te doen. Die tweede belangrike ding is dat ons moet onthou dat hierdie Here nie van ver af sit en knoppies druk om dinge te laat gebeur nie, maar dat die Here by ons is. Dis die tweede les van Job. Job leer ons dat God omgee vir Job en ook vir 'n klomp ander mense. So, hy's nie net hierdie magtige sterk God wat groot dinge doen nie, maar hy is die Here wat in liefde groot dinge in mense se lewens doen. Kom ons kom terug na ons stories toe. Ek wil weer hê jy moet dink aan jou storie van die naweek en die week wat verby is. Miskien is dit 'n langer storie. En oor dinge wat met jou gebeur en die dinge waaroor jy dink en die dinge waaroor jy wonder en jy wonder, waar's die Here? Hoekom gebeur dinge? Waarom gebeur dinge? Ek dink sommer julle aan hierdie week aan 'n klomp ook slegte dinge wat julle seker van weet wat in ons land gebeur het. En ons het in die nuus daarvan gekyk en ons in die koerante daarvan gelees en ek is seker ons het baie op WhatsApp en YouTube en ander sosiale mediums met mekaar en met mense daaroor gepraat en gelees. En toe het ek gewonder, wat moet ons in hierdie tyd doen? En dis toe dat die koue en Here se boodskap in Job so met my saamgaan. Om net te kan weet, alhoewel dit koud om ons is, ons nie dinge kan verander sommer net om ons nie, soos koue nie. Maar dat ons nog steeds kan leer om daarin te kan leef en dat die Here ons wil help. So hoe kan ons in hierdie koue tyd van winter, maar ook die koue tyd wat ons beleef, miskien in ons land, miskien 'n laagtepunt in ons emosies en ook in ons land se geskiedenis, hoe kan ons as gelowiges nog leef? En ek het sommer aan 'n paar goed gedink, sommer net 3 goed. En miskien kan jy aan ander dink. Miskien praat die Here met jou ook met ander maniere in hierdie week oor wat presies kan ons doen. Die eerste een is, ek dink ons moenie toelaat dat ongelukkigheid oor ons die oorhand kry nie. Dit het amper met Job gebeur. Hy het amper te veel gekla, maar op 'n punt gekom waar hy sy ongelukkigheid ook aan die Here oorgegee het. En ek dink sommer julle aan vrees en woede. Miskien was jy bang gewees oor al die goed wat in die land gebeur en mense wat seer kry en dat dit jou kan oorkom, of jy was sommer verskriklik kwaad gewees en gedink, "Sjoe, as ek hierdie mense sal ontmoet, gaan ek hulle reg sien." Miskien het jy so gevoel. Al wat ek weet is dat baie van ons in hierdie tyd vrees beleef het en baie van ons woede beleef het en ek kan weet een ding, vrees en woede gaan ons beslis nie help nie. Vrees en woede maak dinge net erger. So, kom ons dink in hierdie tyd, kom ons moenie laat vrees en woede die oorhand oor ons kry nie. Ook nie wanneer ons boodskappe vir mense stuur, of ons oor mense dinge sê of oor dink nie, want ons kan in hierdie tyd baie slegte dinge oor mense sê en dink. So, eerste ene, moenie dat die ongelukkigheid wat in jou leef, in jou emosies leef, in jou geloof leef nie. Die tweede ene is, kom ons vra die Here, o Here, help my in hierdie tyd. Maak my rustig en kalm, sodat my lewe in hierdie tyd iets besonders kan beteken. En ek wil hê dat jy moet dink, wat is die klein goedjies wat jy en ek in hierdie tyd kan doen, waarin ons met klein goedjies reg kan maak en die kwaad kan oorwin? Hoe kan ons teen die sleg beklei in hierdie tyd? Deur eenvoudige dinge wat ons kan doen. Miskien is dit dinge wat jy vir mense kan sê, om hulle te kan help in hierdie tyd, om hulle rustig te maak. Miskien is dit om mense te ondersteun in hierdie tyd, of hulle miskien kos te gee, of hulle te help waar hulle regtig hulp in hierdie tyd nodig het. En die derde ding, julle, ons kan nog steeds bly glo.
hierdie Here was nog altyd in ons lewens. En ons glo dat hy nie beheer verloor het van ons eie lewens en die dinge wat gebeur en ook van ons land nie. En ons glo dat hy ons kan gebruik om weer 'n nuwe begin te maak. Om dinge wat sleg is om te keer. Om 'n somer te kan bring in 'n tyd waar dit vir ons koud voel en waar dit vir ons voel dat al die dinge wat ons doen nie help om die omstandighede om ons te verander nie. En ek wil hê jy moet sommer so saam met my kom bid ook net oor al hierdie dinge wat ons nou van die Here gehoor het. Kom ons bid saam. O Here, dankie vir hierdie koue winter wat ons kan inasem en dat in hierdie koue ons ook weet daar lewe is. Dat U vir die skepping rus gee en dat ons om ons iets begin voel om te kan weet die lente kom, die blomme kom, 'n nuwe seisoen kom. Help ons om selfs in hierdie koue, Here, dit te kan geniet, 'n lewe wat U vir ons gee. Dat elke liewe dag wat ook nou vir ons in hierdie week wat vir ons voorlê, 'n goeie tyd sal wees, waarin ons goed kan doen. Maar ons bid spesifiek, Here, help ons met ons emosies. Met die dinge wat ons in hierdie tyd so kwaad maak, en die dinge wat ons verbang is. Help dat dit nie die oorhand oor ons kry nie. Help dat wanneer ons by mense kom, ons nie altyd net sal kla nie. En ons sal mense bang maak met hoe sleg dinge is nie. Maar gee vir ons maniere, Here, help vir ons aan maniere dink, waarin ons met ons lewens kan opbou en kan help, en mense kan heel maak en nuut kan maak, en ons weet daar is soveel geleenthede voor ons om dit nou te kan doen. Dankie ook, Here, vir hierdie week wat vir ons wag. Amen. In hierdie week gaan daar 'n klomp dinge weer in jou storie gebeur. Weet dat die genade, barmhartigheid en vrede van die Here deel is van jou en ander mense se stories. Amen.